om op water te loop. Ons lees in Matteus 14 vers 22 tot 33. Om mense gesond te kan maak is dalk nog aanvaarbaar. Om water in wyn te laat verander, dis asemberowend. Om vir 'n skare van 15.000 mense kos te gee uit niks nie, dis absoluut die onmoontlike. Maar om op die water te kan loop, dis iets wat slegs die gode beskore is. Althans, so het die mense van die antieke tyd geglo. As jy op die see kon rondloop, dan het jy die gode wêreld betree. Maar wag, nou loop ek mos die storie vooruit. Na die episode om vir 10.000 mense 'n middagete te voorsien, is Simon totaal uitgeput. Hy kyk na sy maters en hy sien dat hulle almal se gol uit is. Jesus wink die groepie nader. Manne, julle lyk moeg. Simon, vat jou skei, dan gaan roei julle so lank oorkant toe. Ek sal die mense wat nog oor is huis toe stuur, dan sluit ek weer later by julle aan. Wanneer die laaste mense teen skemeraand hulle loop kry, klim Jesus teen die berg op om te gaan bid, sodat hy sy kragte kan herwin. Dit wil voorkom asof Jesus die grootste deel van die nag in gebed deurgebring het. Dit beklemtoon ook net weer eens die ontsettende waarde en noodsaaklikheid van gebed vir ons as gelowiges. Intussen roei en stoei Simon en sy maters met die see. Hulle kry letterlik die wind van voor en dit voel asof hulle maar net nie kan vorder nie. Skielik tref iets vir Simon. Hoe gaan hulle Rabbi by die huis kom? Moes hulle nie maar eerder vir hom gewag het nie. Die nag is al amper verby voordat die wind gaan lê, maar die see bly onstuimig en die golwe groot. Skielik gee Thomas 'n gil en bedui na iets in die see. Simon volg sy bewende wysvinger. In die wasige mistigheid van die vroeë oggendskemering sien hy daardie spookagtige wit figuur oor die see aangeloop kom, reg op hulle af. Hy en sy maat skrik hulle self skoon in 'n ander geloof in, want hier gebeur is die absolute onmoontlike. Het hulle nou die gode of geesteswêreld betree? Dit kan maar net 'n spook wees, alle kerm van angs. Ek kan my nogal assosieer met die manne, 'n geheimsinnige figuur wat oor die woeste golwe na jou toe aangestap kom en daar's nêrens waarheen jy eers kan vlug nie. Ek dink dat dit bloedstollend skrikwekkend vir die arme manne moes wees. Dan kom hulle meester se gerusstellende woorde. Hou moed, dis ek, moenie langer bang wees nie. Jesus se woorde, dit is ek, herinner ons aan Eksodus 3, Moses se ontmoeting met God by die brandende bos, waar God homself bekend stel aan Moses as ek is wat ek is. Skielik word 'n vreesaanjaende situasie ontlont. Jesus sê hiermee eintlik vir hulle dat hy dieselfde troue verbondsgod is wat aan Moses verskyn het en aan Moses en die Israeliete uitkoms gegee het en wat ook nou uitkoms in hulle nood kom gee. Hy is Immanuel, God met ons. Alle mag behoort aan hom, selfs die totaal onmoontlike, soos om op water te kan loop. Hierdie twee gedagtes bring onmiddellik vir hulle kalmte. Skielik skep Simon moed. Meester, ek wil ook op die water loop, net soos u.
Ja, ons het mos nou al vir Simon leer ken as die een wat altyd dinge gedoen en gesê het op die ingewing van die oomblik, sonder om behoorlik te dink. Vuriglik impulsief en kort laat dit hom in die moeilikheid beland. En nou wil hy sowaar die totaal onmoontlike doen, die ding wat alleen die sogenaamde gode beskore is, net omdat hy vir Jesus dit sien doen het. Kom Simon, nooi Jesus hom vriendelik uit. Getrou aan sy impulsiewe aard, dink hy nie 2 keer nie en hy spring oor die rand van die skuit. Die manne snak na hulle asems en Simon se oë rek groot as hy sy eerste tree op die water gee. Ek het dit reg gekry, ek staan op water. Sy maters kan hulle oë nie glo nie, want hier loop hy, Simon, 'n doodgewone mens op die rowwe see. Die rowwe see. Daarmee het Simon glad nie rekening gehou nie. Om op water te loop, die kan dalk nog gaan, maar hier kom nou egter skielik skrikwekkende golwe op hom afgestorm. Nou sien hy nie meer vir Jesus nie, maar net die verskriklike golwe. En Simon sink. Die oomblik toe sy oog van Jesus af wegneem, is alles verlore. Jesus gryp hom aan die hand en help die arme, bedremmelde Simon in die skuit in. Hou die oë op Jesus, sing ons. Maar dan sink ons wanneer ons hom uit die oog verloor. Inderdaad, sou Simon Petrus ook nog 'n hele paar keer lelik sink op sy pad vorentoe. Is daar nie dalk maar 'n Simon in elkeen van ons se lewe nie? Ons is dikwels getuister deur angs en klein geloof, selfs twyfel oor God as ons die oog van hom maar wegneem. Dan vra ons ook, so Simon in vers 28, as dit werklik U is, maar dan nooi hy ons weer uit, kom. En ons styg bo die twyfel en die angs uit, om letterlik op water te kan loop. Onthou egter, dat dit nie hier gaan oor menslike bravade nie, maar oor 'n loop in die geloof. Ek is maar gedurig bewus van my eie twyfel en kort moet Jesus my uit 'n verknorsing en 'n insinking red. Tog hoor ons elke keer weer sy stem. Kom. Hy wil hê dat ons dit sal waag op die pad van 'n radikale liefde en gehoorsaamheid, om so ons angste en klein geloof te oorkom. Simon Petrus het uiteindelik geseëvier na Pinksterdag en uitgestyg as 'n hoekpilaar in die geloof. Ek en jy kan ook. Kom ons bid. Here, dankie dat U ook vir my U Heilige Gees gegee het en dat U daardeur vir my onbeperkte krag gegee het. Here, versterk asseblief elke dag my geloof en vertroue in U. Amen.